Goeiemôre. Baie welkom by die erediens vanoggend. Ons het ook 'n klomp besoekers. Baie welkom al Loudo se ooms en tannies wat hier vanoggend is vir die doop. Baie welkom aan julle. Net so voor ons begin, daar is 'n kar wat se ligte brand. CEI 16187. CEI 16187. As dit iemand se motor is, net die ligte dalk gaan afsit daar buite net. Nou raak die batterye bietjie pap. Goed, kom ons draai gou vir 'n oomblik na mekaar toe en dan groet ons net mekaar vanoggend. Goed, julle is altyd natuurlik welkom na die tyd. Ons het tee en koffie. Ek sien nou vinnig eers vir Henny Bredenheim daar. Henny, staan gou 'n bietjie daar vir ons op. As enige iemand nuut is of onseker is, Henny is een van ons kerkraadslede, gaan na hom toe. Hy sal julle ook kom soek, dan kan hy vir julle wys waar is die koffie en die tee en al die goeders. Maar asseblief as julle sien iemand is nuut, die eerste keer hierso, gaan sê sommer vir hulle hallo en nooi hulle na ons koffie toe na die tyd, want dit is tog die oomblik wat ons lekker saam kan kuier en mekaar ook kan leer ken. Ons gaan daar nou so 2 liedjies saam sing, so in vervleg in mekaar. Daar waar jy sit, ons gaan Amazing Grace en Genade onbeskryflik groot sing, en dan Vader, Seun, Heilige Gees. So sommer net daar waar ons sit, kom ons sing saam. Let's sing.
Gemeente, ons aanbid vandag die drie enige God. Die Vader wat ons geskep het, die Seun wat ons herstel en die Heilige Gees wat steeds na ons roep. Selfs toe Kain wegbeweeg het God hom gesoek. So roep God vandag nog mense nader na hom. En aan God alleen kom al die eer toe. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader wat ons roep, van Jesus Christus wat ons red, en die Heilige Gees wat in en deur ons werk. Amen. Ons luister vanoggend as wetsgedeelte die woorde van 1 Johannes 4. Daarin sê dit, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. Elkeen wat liefhet is uit God gebore en ken God. Wie nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde. Vandag op Drie-eenheid Sondag herinner hierdie woorde ons daaraan dat God in sy wese liefde is. Die Vader wat liefhet, die Seun wat homself gee, die Heilige Gees wat in ons harte met liefde werk. En in Genesis 4 wat ons vanoggend gaan saam lees, sien ons egter wat gebeur wanneer liefde plek maak vir jaloesie, vir woede en vir selfsug. Kain vergeet om sy broer lief te hê. Maar God kom roep ons vandag weer en hy sê, ons moet mekaar lief hê, ons moet mekaar raak sien en ons moenie met bitterheid in ons hart leef nie. Want waar liefde ontbreek, begin sonde die oorhand kry. Daarom vra die Here nie net die uiterlike godsdiens nie, maar harte wat deur sy liefde verander word. Ek wil vir ons 'n oomblik van stilte gee daar waar ons sit, waar ons met die Here kan praat, waar ons kan erken dit wat werklik op ons harte is. Daar die rou seer, daar die hartseer, daar die woede, daar die jaloesie. Daar waar liefde ontbreek. Kom ons neem 'n oomblik en ons gee ons sondes oor aan die Here. Here ons God, ons staan voor U as U kinders, waar ons moet bely dat ons harte soms vol raak van ander dinge, verkeerde dinge, en waar ons soms die liefde half uitskop om plek te maak vir die goeders. Here ons vra dat U vanoggend ons sal vergewe, maar Here dat U ons sal lei dat ons werklik vol liefde sal word. Dat ons die sonde gereeld voor U sal bring, dat ons skoon sal wees, sodat ons in liefde kan leef. Dankie dat ons weet dat U ons vergewe, maar ons ook nuut maak en laat ons anders kan dink, en mense kan raak sien as U skepings. Dankie dat U God is wat lief is vir ons. Amen. Kom ons staan op, dan bely ons saam hardop ons geloof vanoggend, omdat ons weet in wie en wat ons glo. So kom ons staan op en ons bly staan, dan gaan ons daarna 'n paar liedere saam sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou 3 liedere staande saam. For
Al die kinders wat vanoggend hier is, graad 1 tot 3 of as al graad 4 is, kom gou vir my vorentoe. Kyk gou daarbo, wat sien julle? 'n Baba. 'n Mooi babietjie, nê? Kyk sy mooi blou oogies. Nou ons het vanoggend die voorreg, nê, om daai klein babietjie te doop. Nou julle onthou die doopvond, nê? Hier met die watertjies. Julle onthou dit. Nou, wat beteken dit as ons doop? Jy's 'n kind van Jesus, kyk hoe mooi sê hy dit. Maar ek gaan julle nou nooi. Julle gaan vir my daar so gaan sit op daai bank en gaan julle saam kyk, okay? Hier op die voorste bank. Sit sommer hier op die voorste bank en kan julle mooi sien as ons die babietjie doop, nê? Help vir Adriana sit daar so. Dis hy. Dat sê ek 'n plekkie. Goed. Edwin en Naomi, ek wil julle graag nooi om vorentoe te kom en by my kom staan. Sy gaan nou kom. Is okay. Okay. Dan wil ek graag vra dat ouma vir ons vir Laudo inbring ook van agter af. Hy is nou vas aan die slaap. Dit is altyd vir ons die grootste seëning, ek dink vir 'n dominee ook, om 'n babietjie te kan doop. Ek hoop ek praat nou te hard en maak hom wakker en ek sien die oogies wil oopgaan. Maar kom ons begin by die heel begin. Die doop beteken 5 dinge. Nommer 1, ons is een met Christus en ons het saam met hom gesterf en opgestaan. Nommer 2, ons word vergewe en gereinig van ons sonde en opgeroep tot bekering. Nommer 3, ons word gesalf met die Heilige Gees wat ons vervul, wat ons versterk en wat ons bewaar. En ons word ingelyf in die liggaam van Christus, die een kerk, en ons raak burgers en getuies van God se nuwe wêreld wat op pad is. Dit is wat die doop vir ons beteken. Maar gemeente, ons het ook 'n opdrag. Elke keer wanneer ons 'n babietjie voordoop, dan bring ons dit voor die gemeente, juis om te sê dat ons ook 'n opdrag het, almal van ons wat hier sit. Ons moet hierdie gesin help en hierdie babietjie help om in Christus se liefde groot te word, soos ons nou net vir mekaar gesê het, die liefde uit te leef. So ons beloof moet dan ook beloof. So ek wil vandag vir julle die volgende paar goed vra. Gemeente van Jesus Christus, beloof julle om vir elke doopeling, ook dan nou vir Laudo, wat julle pad kruis, die hande te wees wat hulle op God se pad lei, die stemme te wees wat vir hulle God se storie vertel, die ore te wees wat luister na hulle vreugdes en drome, asook hulle seer en twyfel, en die arms te wees wat hulle en hulle familie met God se liefde en genade vashou. Gemeente, wat is julle antwoord hierop? Ja, oorweldigende ja. Goed, nou is dit die moeilike deel vir julle. Ek gaan vir julle die 4 vrae lees, en dan daarna kan julle sommer net vir my antwoord. Bely julle dat God, soos in Jesus Christus geopenbaar, vir ons die bron van liefde is. En aanvaar julle dat God deur die Bybel met ons praat, en dat ons daarin alles leer wat ons nodig het om 'n nuwe lewe te kry. En beloof julle dat julle julle kind aan God en sy liefde sal blootstel, en is dit julle wens dat julle medegelowiges julle sal aanspoor om te volhard in die geloof, en dat hulle heel in liefde sal reghelp wanneer dit nodig is. Wat is julle antwoord hierop? Ja, goed. Ek net eers hier alles neersit. Goed, jy kan hom nader bring. Ag, sies toe. Dan moet ek hom hier doop weet. Goed. Laudo van Andel nou die ek doop jou in die naam van die Vader
Oeh. En die Seun. En die Heilige Gees. Jy is nou 'n kind van God. Ja, ag, hy is so vas aan die slaap. Sies tog. Sy ouers het vir hom 'n gebed geskryf, as julle hom net daar vir ons kan oorsit. Baie mooi, vriesvry. Kom, ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here God, ons hemelse Vader, dankie vir ons seun Laudo. Vandag wy ons hom aan U toe en dankie vir sy lewe en die doel wat U vir hom het. Beskerm hom elke dag, lei sy paaie en vul sy hart met liefde, vrede en wysheid. Mag hy U ken, U volg en altyd op U vertrou. Geef vir ons as ouers geduld en wysheid om hom reg te lei en 'n voorbeeld van geloof te wees. Seën sy gesondheid, sy groei en sy toekoms. Gebruik sy lewe tot U eer en maak hom 'n lig vir ander. Mag U guns by hom wees en sy stappe rig na waarheid, regverdigheid en liefde van sy lewe. Ons plaas hom in U hande met vertroue in Jesus naam. Amen. Gaan hy saam met my kom? Hallo my skat. Hallo. Kom ons by jou so. Hier's ouma Erdro. Jy ken gelukkig jou ouma, né? Jy ken gelukkig jou ouma, né? Ja, hallo ouma. Hallo, daar sy. Kom ons weet jy vir al hierdie stoute kindertjies, hulle gaan jou nog baie stoute goed leer. O, jene. Ja, sien jy hulle? Hulle gaan almal vir jou lekker stoute goed leer. Julle twee. Ha sy. Kom ons weet jy, hier's oom Wian, dan die Ayla. Daar sy. Sê hallo. Daar sy. Kyk daar so. Hier's nou baie mense wat vir jou kyk, né? Ja. Daar's ouma ook weer. Sê hallo ouma. En al die mense, sien jy? Hulle is almal jou oupas en oumas, hoor? Ja, hulle almal gaan na jou kyk. Assy. Nou sy staan bietjie skerp hierdie kant. OK, kom ons loop nog daai kant toe gou. Ja. Jene strek. Assy is weer die stoute kindertjies. En dan die laaste is hierdie kant. Die ooms ken jy seker almal, né? Ja, jy ken hulle almal. Sê hallo oom Andrei. Daar sy. Sy dan die Rita natuurlik. Daar sien jy almal hierso. Nee, daar sy. Goed gemeente, dit is nou julle voorreg om hom ook te help grootmaak en te lei saam met Artro. En Naomi en almal wat in sy lewe is. Natuurlik is dit ons voorreg om 'n babietjie na die Here toe ook te bring, né? Kom, ek gee hom weer terug daarso. Goed, ons gaan nou as gemeente saam ons kosbaarste geskenk saam sing vir hulle, wat ook dan vir ons kindertjies gaan. Dit gaan vir almal wat al hier voorgestaan het, almal wat deel is van ons gemeente. So kom ons sing saam, ons kan lekker staan en sing ons kosbaarste geskenk. Ons
kan maar weer sit. Baie geluk. Ek sal my soveel gee. Ons gee natuurlik 'n Bybel sodat hulle die kinders kan opvoed en 'n kers dat hulle elke jaar kan aansteek op die kind se doopdag om te onthou dat hulle gedoop is. Ouma, is dit nou jou werk? Dat hy. Kinders, julle kan nou maar weer hier voor by my kom sit asseblief. Sit daai kant, sit daai kant, sit daai kant. Kan jy? Nee, dis die instrumente nie. Goed, wat is hierdie? Ken julle dit? Wol. Okay, ek hoop nou hierdie gaan nou werk, né? Okay, ons het 'n wit stukkie wol. Dan het ons so 'n bruin stukkie wol. Meer soos vleeskleur. O, okay, skus, jammer. En dan waar is die ander stukkie? Ek het nou al my wol gaan uitgrawe. Dis nou 'n bloue, nê? Hy is al klaar so 'n bietjie bewerk sien ek. Ek het daar iets probeer doen. Okay, so as ons een stukkie wol het, nê? Wat gebeur? Is hy sterk? Nee. Hy breek sommer baie maklik, nê? Kyk maar as ons nog 'n stukkie byvoeg, dan is hy bietjie sterker, nê? En as ons 3 stukkies bymekaar het, dan is hy lekker sterk, nê? Maar ons gaan nie 'n skêr gebruik nie. Ons is vandag besig met die 3-eenheid. So, kom ons sê, die Vader is die blou, die Heilige Gees is nou daai eenetjie wat jy sê, en dan die wit is Jesus Christus, want hy is skoon. En as hulle 3 nou saam is, dan is dit nie so maklik om te breek nie, nê? Maar, wag, daar's nog iets belangriker, nê? Wat hulle saam bind, is die liefde. En as ons die liefde, as hulle so vervleg is in die liefde, dan is dit baie moeilik, selfs met 'n skêr, om hulle te breek. En dis nou juist wat ons vandag gaan leer, Charlie. Ons leer van Kain en Abel, 2 boeties, nê? Die een boetie was baie jaloers op die ander boetie. Toe maak hy hom dood. So ons met hierdie liefde wat die 3 vir ons wys, wat eintlik een is, nê, gaan uitleef in die wêreld sodat niemand eintlik dit wil breek nie. Ja. So ons glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees en die liefde wat ons almal saambind, nê? Amen. Kyk hoe mooi sê Charlie vir ons. Okay, gaan julle klasie toe? Gaan julle soet wees vandag? Okay, dis hy. Ag gaan julle. Gaan Adrian. Gemeente, ons kry dan 'n geleentheid om die Here met ons offergawes te dien.
Terwyl ons so sit voor ons die woord van die Here gaan saam lees, gaan ons lied 454 sing, Vader ons eer U, om ons ook weer te herinner aan die drie eenheid wat ons saam aanbid. So sommer daar waar ons sit, kom ons sing saam. Ons gaan vanoggend saam lees uit Genesis 4 uit. Genesis 4 vir die wat hulle foon of hulle Bybels wil oopmaak. Ons gaan lees vanaf vers 1. Voor ons saam lees, kom ons sluit die oë en ons praat met die Here. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons vandag in die teenwoordigheid mag wees. Ons bely dat sonde maklik in ons harte groei. Soos Kain probeer ons soms wegsteek wat in ons harte leef. Maar dankie dat U steeds na ons toe kom en vra, waar is Jy? Here, maak ons harte oop vir U woord vandag. Leer ons om U lief te hê, mekaar lief te hê, en die sonde te weerstaan wat lê en wag. Heilige Gees, werk in ons harte, sodat ons meer soos Jesus sal leef. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan lees as saam in Genesis 4. Genesis 4 vanaf vers 1. Die opskrif daar, Kain en Abel. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land, van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen.
van die eerstelinge uit sy kudde van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag, daar gaan nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag, as jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou. Verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af, en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan, hy het gaan woon in Not, oos van Eden. Tot sover. Ons het vir mekaar gesê, ons is besig met dieselfde teks as wat die katekese mee besig is, so daarom is ons terug by Genesis. Ons het net by Pinkster so 'n bietjie van 'n breek gevat, maar nou is ons terug by Genesis 4. Baie interessante gedeelte wat baie van ons kies om te vermy, om te lees, omdat dit maar vir ons 'n rowwe een is. Wanneer ons dit lees, dan voel 'n mens so half asof jy in een van daai movies is, wat almal nou besig is met al hierdie verkeerde goed. Maar daarom juis moet ons dit vanoggend ook saam lees. Genesis 4 is nie sommer net nog 'n Bybelverhaal nie. Dit is eintlik die hartseer gevolg van Genesis 3. Genesis 1 en 2 wat ons saam gelees het, was die wêreld mooi en goed. Mense was naby aan God, daar was vrede, daar was geen skaamte nie, daar was geen dood nie en geen gebrokenheid nie. Maar in Genesis 3 kies Adam en Eva om eerder die slang te volg as die Here. Sonde kom die wêreld binne en natuurlik verander alles. En hier die belangrike ding, sonde bly nie regtig klein as jy nie dit na die Here toe vat nie. Genesis 3 begin met ongehoorsaamheid en dan eindig Genesis 4 met moord. En dis baie keer hoe sonde werk. Baie keer in ons hart, dit groei, dit versprei en dit breek verhoudings. Nou, boere in die Karoo sal meer as ons hierdie kan verstaan, want as daar 'n klein kraakie in 'n besproeiingsdam is, dan bly dit nie altyd klein nie. Veral as die water begin druk en daar baie water is, sal dit oor tyd al hoe groter en groter word en die dam kan selfs later bars. As sonde nie voor die Here gebring word nie, word dit groter en groter soos daardie krakie van die dam. Party van ons wat kinders het, verstaan ook ietsie van hierdie klein wat kan groot groei. Een ma vertel van haar 2 klein dogters wat eendag verskriklik beklei het oor 'n pink kruit. Die een gil natuurlik is myne en die ander een gryp die kruit terug en 5 minute later huil al 2 en die kruit lê gebreek op die vloer en niemand kan dit meer gebruik nie. Later sê die ma, dit het begin met 'n kruit, maar eintlik het dit gegaan oor die harte wat nie wou deel nie. Dis baie keer hoe sonde werk in ons lewe. Dit begin by ietsie klein, maar as dit nie gestop word nie, as dit nie eintlik na die Here toe gebring word en vergifnis ontvang word nie, breek dit en raak groter. En breek dit baie keer verhoudings. Nie net 'n pink kruit nie. Maar selfs in Genesis 3
sien ons iets wonderliks, want God gee nie op nie. God los nie die mens onmiddellik wanneer hy iets verkeerd gedoen het nie. Hy roep in Genesis 3, waar is jy vir Eva en vir Adam? Hy maak klere vir Adam en Eva. Hy beloof hy sal die slang oorwin. Want dit is die hart van God. 'n God wat aanhou soek, wat aanhou roep, en 'n God wat herstel. En dit is dieselfde God wat hier in Genesis 4 praat. Nou Abel was 'n skaapwagter, lees ons, en Kain was 'n boer. En albei bring offers na die Here toe. Kain bring van die opbreks van sy grond en Abel bring van die eerstelinge van sy kleinvee, die beste, die eerste, die kosbaarste. Maar God sien Abel se offer aan en nie Kain se nie. Onmiddellik vra ons hoekom. En dan kom Hebreërs 11 vers 4 en hy sê vir ons, deur die geloof het Abel 'n beter offer gebring. Nie dat ons sê iets is beter of slegter nie, maar op die ou einde van die dag het hy alles wat eerste en beste was na die Here toe gebring. So die probleem was nie die offer nie, die probleem was die hart. Abel kom in geloof, Abel gee sy beste, Abel vertrou God, Kain bring ook iets, maar sy hart is nie werklik by God nie. God kyk nie net na wat ons doen nie, hy kyk na ons hart. Ons kan kerk toe kom, ons kan sing, ons kan bid, ons kan dien, maar ons harte kan ver van die Here af wees. Die Vader soek nie net 'n blote ritueel uit ons nie, hy wil hê ons moet hom lief hê en dit wat ons doen in liefde ook vir hom doen met ons hele hart. Toe God Kain se offer nie aansien nie, word hy natuurlik baie kwaad. Maar nou gebeur iets nogals merkwaardig. God waarsku hom voordat hy sondig. God sien reeds die gevaar in Kain se hart aan die kom, maar in plaas van onmiddellik oordeel, kom God nader na hom toe. En hy vra vir hom, waarom is jy kwaad? Weereens amper soos hy Genesis 3 waar hy vra, waar is jy? Dieselfde genadige God gee weer 'n kans, gee weer 'n waarskuwing, gee nog 'n uitnodiging om terug te draai na die Here toe. En dan sê God, die sonde lê en loer voor die deur. Natuurlik ons almal wat ma's of oumas het, die kinders sal dit nou dalk beter verstaan, wanneer 'n ma of 'n ouma koekies bak, aan die begin dan ruik dit verskriklik lekker, daai reuk, en 'n mens dink altyd daaraan, en dan loop jy net gou verby die kombuis en jy vat net een koekie. En voor jy kom kry, is die hele bak opgeëet, jou maagpyn, krummels lê oral. En dit is baie keer hoe die sonde werk. Ons sien iets goeds, ons sien iets moois en ons wil alles daarvan hê. Dit begin klein, net een keer. Net een klein wit leentjie. Net een keer so 'n bietjie kwaad word. En voor ons besef, neem dit ons harte oor. Vir die van julle wat al bevoorreg was om in die wildtuin te wees, weet, 'n leeu lê nie altyd brullend rond nie. Hy lê half daar stil in die gras. Hy wag geduldig. Presies so sonde baie keer werk. Woede wat nie aangespreek word nie, word bitterheid. En bitterheid word haat. Jaloesie word vernietigend. En so kan ons aangaan met die lysie. In die droë somers van die Wes-Kaap weet al ons brandweermanne dat hulle 'n brand kan baie vinnig begin met een klein vlammetjie. Moenie die klein vlammetjie ignoreer nie. Die Heilige Gees waarsku ons vandag nog deur die woord, deur sy prediking, deur gelowige mense, deur die stem wat daar in jou hart praat, dat jy daardie pad moet breek. Die vraag is, luister ons of ignoreer ons en gaan maar net verder aan? Kain luister nie, natuurlik nie. En die sonde wat voor sy deur gelê het, spring uiteindelik binne in sy hart in. En toe hy hulle in die veld was, staan Kain teen sy broer Abel op en slaan hom dood, sê die een vertaling. Die eerste dood in die Bybel is 'n moord. Die eerste moord tussen broers. Hoe het dit gebeur? Want dit het nie begin met moord nie.
Dit het begin met 'n hart wat nie reg was nie. Daar was 'n ouma wat vertel het hoe haar 2 klein seuns altyd saam gespeel het, tot die dag wat die een 'n nuwe rugbybal gekry het. Skielik wou die ander een glad nie meer saam speel nie, hy raak al hoe stiller, hy raak kwaad, hy stamp sy broer rond, en later gooi hy selfs die bal oor die muur. En toe vra die ouma, hoekom doen jy dit? En die klein seentjie antwoord, want hy kry altyd al die mooi goed. En dis eintlik Kain se hart. Hoekom hy en nie ek nie, Here? Sonde vernietig nie net ons verhoudings met God nie, die verhoudings tussen mense vernietig dit ook. Families, vriendskappe, huwelike, ons kan dit opnoem. Jaloesie en bitterheid maak altyd meer stikkend as wat ons kan dink. Na die moord kom God weer na Kain en let op, God weet reeds wat gebeur het. Maar hy vra, waar is jou broer Abel? Waar is Abel, jou broer, skus tog? Dis amper soos 'n pa wat in die donker deur die huis loop en roep, waar is my kind? Nie omdat hy nie weet nie, maar omdat liefde altyd bly soek. En dis die hart van God. Natuurlik antwoord Kain baie koud, ek weet nie as ek sy oppasser. Sonde wat nie bely word nie, maak 'n mens hard. Baie hard. Daar was 'n man wat eendag sy vrou baie seer gemaak het, en toe sy hom konfronteer, het hy gejok. En hy het dit aanhou ontken. En elke dag het hierdie leuns groter en groter geword, en jare later sit hy stoksiel alleen. Sy huwelik stikkend, sy kinders ver. En hy sê, as ek net daardie eerste dag die waarheid gepraat het. God vra vandag nog vir ons, waar is jou broer? Want ons is verantwoordelik vir mekaar. Christendom is nie net ek en God nie, dit is ook, hoe praat ek, hoe vergewe ek, hoe behandel ek die mense om my? Die gevolge van Kain se sonde is ernstig, maar tog gebeur daar iets verrassend. God beskerm steeds vir Kain, selfs na moord, na leuns, na opstandigheid, gee God genade. En hier begin Genesis 4 reeds vooruit wys na Jesus toe. Want Abel se bloed roep uit die grond veroordeel. Maar Hebreërs 12 sê Jesus se bloed spreek van beter dinge. Nie vernietig hulle nie, maar vergewe hulle. Red hulle. Bring hulle huis toe. En hier is die wonder van die evangelie. Jesus word die broer wat Kain nooit was nie. Kain sê, is ek my broer se oppasser, maar Jesus sê, ek sal my lewe gee vir my broers en susters. Waar Kain vernietig, red Jesus. Waar Kain wegstap, kom Jesus al hoe nader. Waar Abel se bloed uitroep oor skuld, roep Jesus se bloed, daar is nog genade. Dit is die werk van die drie-enige God, die Vader wat roep, die Seun wat red, en die Heilige Gees wat ons harte kom nuut maak. Hoe pas ons dit toe op ons vandag? In die eerste plek, kyk na jou hart. Sonde begin klein, maar dit groei binne jou. Moenie wag dat daai klein vlammetjie 'n bosbrand word nie. Bring jou woede, jou jaloesie, jou bitterheid, jou trots, bring dit alles na God toe. Praat met die Here, bely dit en bring dit in die lig. In die tweede plek, luister na die Gees. God het Kain gewaarsku voordat hy geval het. En God waarsku ons ook baie keer. In die ou dae voor GPS het skepe staat gemaak op ligbakens. Een kaptein was so seker van sy eie koers dat hy die ligbaken geïgnoreer het en gesê het, ek weet waarheen gaan. En sy skip het die rotse getref. God se woord is ons ligbaken. Die mense in ons lewens is die ligbakens wat ons lei. Die vraag is nie of God reg is nie, die vraag is, sal ek luister? In die derde plek, Jesus gee vergifnis. Miskien dink iemand vanoggend, ek het te ver gegaan. Maar kyk na Jesus. Die dief aan die kruis het alles opgemors, en tog draai hy na Jesus toe. En Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.
As Jesus se genade kon aan hierdie man aan die kruis gegee word, kan dit vandag vir jou ook gegee word. Genesis 4 is 'n donker verhaal. Maar dis ook die verhaal van 'n God wat steeds roep, waar is jy? Waar is jou broer? Die Vader waarsku, die Seun red, en die Heilige Gees roep ons terug. En vandag vra God weer, wat lê voor die deur van jou hart? Gaan jy die sonde inlaat? Of gaan jy die drie enige God vertrou? Amen. Ek gaan vir ons 'n oomblik van stilte weer gee waar ons met die Here praat van dit wat ons nou net gehoor het. Dalk druk die Here nou spesifiek iets op jou hart. Praat met die Here en dan sluit ek vir ons daarna af met gebed. Here ons God, dankie vir die woord wat ons vandag herinner het, dat ons na U toe moet draai. Here, ons lees hierdie verhaal en ons is eintlik geskok, maar ons besef dat die dinge in ons hart ook nie altyd rein is nie. Here, help ons om voor U te bely. Help ons om die klein vlammetjie na U toe te bring, voor dit in 'n bosvuur ontaard. Gee dat ons bitterheid, ons kwaad, ons jaloesie, alles na U toe bring. Dat ons die liefde kan ervaar en dit kan gaan uitleef. Here, ons kom vanoggend ook na U toe as 'n gemeente en ons kom sê dankie vir Klein Lourdes se doop en ons kom sê dankie vir al ons kinders wat in ons gemeente is. Ons vra dat U hulle sal bystaan deur die eksamen en die assesserings waarmee hulle besig is. Geef hulle die krag om aan te hou leer en weer te gee wat hulle geleer het. Dankie Here dat ons ook elke liewe persoon wat vanoggend hier is, wat siek is, wat swaar kry, wat alleen is, na U toe kan bring. Stuur mense op hulle pad, sodat hulle U liefde kan ervaar. Dankie dat U ons God is, en dat U ons oneindig liefhet. Amen. Voor ons slotlied gaan saam sing, wil ek net so herinner 'n paar aankondigings. Ekskuus tog, julle sal sien die deuroffer is vir die Bybelverspreiding, en dan het ons nogals 'n besige tydjie wat voor lê in die gemeente. Ons vra asseblief dat as julle enigstens gebede nodig het, kontak vir my of vir Wian of vir Jolandi of laat weet die kerkraadslede, ons bid graag as 'n familie saam. En dan het ons, David het 'n orgel en saksofoon uitvoering hierdie Sondag, volgende Sondag wat kom, dis R100 'n kaartjie, asseblief kom ondersteun, hy berei hard voor, hulle werk nogals hard daaraan, hulle het vir ons 'n stukkie gestuur en dit lyk of dit 'n ongelooflike uitvoering gaan wees, so asseblief kom, dan is daar saamkuier geleentheid, Henny het dit gereël vir nog, toe dit nog so gestorm het, so nou is dit, die saamkuier geleentheid gebeur dan nou hierdie week. En dan vra Jolandi asseblief en ons smeek nou almal saam, ons het koördineerders nodig vir ons kermis. Dis weer die eerste Saterdag, ek dink is die 3 September. Asseblief kom help, daar's 'n lysies op buitekant, gaan skryf jou naam op daar, of kontak vir Jolandi of een van ons. As julle nie ons gaan help nie, gaan ons nie kan kermis hou nie. Daar is 'n klomp goed wat aan die gebeur is, so ons smeek asseblief en vra mooi, steek jou hand op en kom help, waar ook al jy kan, en kom maak die kermis weer 'n wonderlike dag. Dan sê ons ook sommer net nou al geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Dis altyd lekker om te kan verjaar. Ek hoop julle kry baie koek en dat dit 'n geseënde jaar is. Kom ons staan op en dan sluit ons af met die woorde van I surrender.
gaan leef in die liefde van die Vader, in die genade van die Seun en in die krag van die Heilige Gees. Die Vader omvou julle met sy liefde, die Seun vul julle met sy genade en die Heilige Gees gee julle krag om in liefde en waarheid te leef.